Goeiemôre almal. Ek het skoon vergeet om vanoggend 'n video te maak toe ek opgestaan het. So ek het baie lekker geslaap gisteraand. Ek dink ek het tussen 8 en 9 al gaan slaap en heerlik geslaap. En vanoggend wou ek eers 'n bietjie rondloop. Ek wou gisteraand 'n bietjie rondgeloop het, maar daar was 'n ouetjie wat my gevolg het, so ek voel toe nou nie heeltemal veilig nie. En ek het toe sommer maar na die restaurant toe gegaan waar ek wou aandete eet. So vanoggend het ek 'n bietjie gedraal. Ek wou 9:00 se kant weggekom het want dit was bitterkoud vanoggend en mistig. En toe het ek eers gaan stap en toe te lank gestap. Ek het vir my gaan koffie haal en toe teruggestap en eers ontbyt geëet. So ek het heeltemal te lank gedraal. So ek het eers so 9:30 se kant weggekom uit Montetjie uit. Wat 'n pragtige dorp. En is lieflike weer vandag. So ek is nou op pad Berrydale toe. Ek glo ek sal, ja, dit is nog so 40 minute se ry, dan is ek daar. Is dit nou nie ongelooflik mooi nie? Is maar net lief hier vir hierdie deel van die wêreld. Ek weet nie of julle so sien daar in die afstand die hemels sien. Rustige dag. Stil. Pad is vandag baie stil, ligte briesie, en is koel, so dis regtig lekker. So daar. Werklik. Ek het nie vanoggend 'n video gemaak toe ek gestop het by my koffieplek op Berrydale nie. Ek het 'n hele klomp foto's daar geneem. En ek is nou so halfpad op pad Ladysmith toe. Ek geniet die rit so. Dit is so mooi. Ek weet ek sê oor en oor ek is so spyt ek het nie 'n GoPro nie. Ek het oorweeg om een te koop voor die trip. Maar dit was so duur geweest en ek dog toe, ek weet nie, dis nie die moeite werd nie, maar sjoch, dit sou uit en uit die moeite werd gewees het, want ek kan nie vir julle wys hoe dit lyk nie en wat ek sien nie. Die pad is relatief stil. Ek geniet dit verskriklik om hier om hier so te ry. Daai was 'n akkedissie wat nou van die dak van die piknikplek afgespring het. Ek het by Berrydale koffie gedrink en sommer vir my middagete gekoop en toasties. En dit in my pak gesit en ek gaan dit nou hierso geniet en ek sal nou gou vir julle wys hoe dit hierso lyk. Dis werklik baie mooi en dis 'n pragtige dag ook. Hier is maar die tipiese klein Karoo omgewing. Ja, die goed waarvoor die omgewing waarvoor ek lief geword het omdat my
oumas en oupas aan beide kante in die klein Karoo gewoon het en dit ons vakansieplek was as kinders. So dit is maar vir my verskriklik mooi. Is wêreld waarna toe ek altyd verlang. Maar ek gaan nou eers sit en my broodjie geniet. Hierdie is my takeaway toastie. Dit lyk vir my dis op suurdeegbrood. Ek het al swap of 2 gevat voordat ek gery het uit Berrydale uit want ek was so honger. Maar dis wat ek nou geniet en dan het ek nou net water vir nou. Tot 'n bietjie later. Hallo julle, ek het so 'n halfuur gelede hier by die Bosvarkie aangekom by Calitzdorp. Dit is so eentjie uit Calitzdorp uit, seker so 5 kilometer. So op 'n plaaspad, ek moes 'n stukkie grondpad ry. Maar hoe lieflik. Ek was gelukkig geweest dat is niemand anders wat kamp nie. Hulle het sulke fancy tente en een soos 'n honeymoon cottage, ek sal net nou vir julle wys. Maar ek het nou die voorreg gehad om sommer hier langs die cottage te kamp en die piknikplekkie hier langs aan te gebruik, sodat ek beskerm is. Daar is net een groepie ander mense, 'n kappeltjie wat ook vanaand hier bly in een van die tente, so ek is heeltemal weg van hulle af. Ek het my eie badkamer, want ek het die klein honeymoon cottage se badkamer gekry, wat ek net nou vir julle gaan wys. Ag, en dis wonderlik, ek gaan gou vir julle my tent wys. Dat julle kan sien hoe ek het nog nie gewys hoe my tent lyk nie, en net hoe dit hierso lyk. Okay. Hierdie is nou die Bosvarkie. Ek gaan eers gewys hoe lyk die huisie hier voor. Hierso is die ek sal dit 'n honeymoon huisie noem, waar agter ek nou kamp. En hier is die prieel voor dit en hier is die uitsig daar vanaand. Is dit nou nie absoluut pragtig nie? En as mens nou om die huisie beweeg, daar is die glamping tente. Hieronder is eintlik waar die kampplek is, maar blykbaar het die bure 'n generator wat soms pla. So hulle het vir my gesê ek kan hier aan die kant van die klein huisie, van die honeymoon huisie, kan ek kamp, en ek het nou daar 'n lieflike pikniktafel. Ek hier is die agterkant van waar ek bly. Hier is die badkamertjie wat ek nou vir myself het. Dit is ook die honeymoon huisie se badkamertjie. Ek wys gou hoe dit hier lyk. Baie eenvoudig, sink, is 'n gasstort, alles wat 'n mens nodig het hierso. En dan is die toilet sommer hier langs aan. Daar is die toilet. En die wasbakkie. Daar sy. En dan hier soos waar ek kamp. Daar is my motorfiets, my tentjie. En dit is nou die tentjie, wat ek gedink het 'n 2-man tentjie is, toe ek hom gister opslaan, toe sien ek, nee, hy is 'n 1-man tentjie. So dis hoe hy lyk. En nie baie funksioneel vir slegte weer, dink ek nie. Hy sal staan, maar hy gaan ook inreën en indou, maar kom ek wys gou, lyk dit hier binne. So daar is binne my slaapsak. Mens slaap regtig so 'n bietjie soos 'n mummy hier binne. Ek het ontdek dat my motorfiets baadjie is 'n wonderlike kussing, so ek het heerlik geslaap gisteraand. Maar dis dit. En kom ons trek hom net weer toe. Daar sy. En dan hier is waar ek vanaand gaan kos maak vir myself. Gisteraand het ek gaan uit eet. Vanaand doen ek pasta met ham en pesto en oeye en knoffel. Dis die plan vir vanaand. Ja, maar ek het ook nie 'n slegte uitsig hier vandaan nie. Dis my plan vir vanaand.